Nou ja, kom ons kyk of ons vir Steve in die hande kry. Steve, goeiemôre. Goeiemôre, uiteindelik, ek het al vergeet hoe klink jy? Yes, like, ou maat, hey, jy was vir jare weg gewees. Jou, dit was 'n lang trek. Ja, nee, ek is net so bly ek is terug. Ek het vanoggend my dinge ook aan so verander dat ek nie in die kar moet praat nie, so ek sit weer hier in my studeerkamer en dit is die beste plek vir my om te gesels. Ja, Sakkie, lekker om jou stem te hoor. Ja, man, Heng, jy kan weet, ek het nooit gedink ek sal na jou verlang nie, hoor, maar ek kan dit nou hierso verklaar. Nie so wel. Wonderlik. Nou ja, toe hartlik welkom. Ek was bekommerd geweest oor vandag. Jy nou gepraat het van in die kar en rondry en besig wees en al daai dinge. Maar nietemin, ek is bly ons is hier so Heng. Daar's baie om op te vang. Dis 'n lang trek. Steve saam met my in die ateljee, Georgie Griekes in Bobbejaansberg. Hy het gaan besigheid doen saam met my in die ateljee is Cliff Graham, ons produksiebestuurder hier by Koepel Stereo. Ek het hom uitgenooi. Hy het ook lus om met jou 'n paar woorde te gesels. Hallo Steve. Cliff, hoe gaan dit daai kant? Nee, goed. Waar loop jy rond, jong? Yes, ek het een van daai dae vandag, jong. Maar die rede maar van vandag se dinge is maar verskillende, is maar alles oor Treurgrond se launch, soos hulle sê. Die première is môre aand, so vandag hardloop 'n ou bietjie rond. So TV-onderhoud vanoggend gedoen. Vanmiddag het ek 'n Afrikaanse groot vergadering in Pretoria en dan vanaand sing ek in Welkom. So ek is bly dat van hierdie goeters was in Johannesburg en Pretoria. Soos terwyl ek nou jaag tussen die twee, kan ek in Midrand stop en dis waar ek bly. Ja, wonderlik. En dis wat nou gebeur. So baie dankie dat julle spasie maak. Steve, ek weet, ek is seker daarvan jy het goeters op die hart, maar dit was nou so lank trek en ek dink ons moet probeer, as jy nie omgee het, ons net so 'n bietjie opvang met wat in Hofmeyer se lewe gebeur het. Jy was laas in Dubai. Jy weet, dis waar ons jou verloor het, dis waar ons jou gemis het. Ja, ek het basies maar 'n toer wat ons internasionaal wou gedoen het, een keer om die planeet. Dit beteken ons begin in Kanada, dan gaan ons reg om en ons eindig op in Londen en in die Europa se wêreld. En ek kon Dubai, Londen en Amsterdam dan kon nou die voltooiing van hierdie toer wees. Dubai was ek so 6 jaar laas gewees. Dubai was ook die grootste van die konserte. Interessante plekkie Dubai, woestyn, hulle soek mense wat werk daar. Ek weet nie hoekom nie, maar die Afrikaners pas damn goed daarin. Ek dink is daai 4x4's en daai lekker groot malls vir shopping as jy my vra. Lekker konsert daar gehad in een van die groot hotelle daar en daar was 'n groot groep af Suid-Afrikaners. Lyk my die groep daar het gegroei die afgelope jare. Natuurlik is Dubai kan jy nie permanente burgerskap kry nie, jy is altyd net tydelik daar, maar lyk of die groep nie kleiner word in Dubai self nie. Suid-Afrikaners lyk my doen heel goed, nie in Dubai nie, ook in die buurlande en die stede baie naby aan Dubai self. Van daar af, ek ben nou byna as ek met my vrou saamgevat tot daar, net vir daai groot mall, die grootste mall, winkelsentrum in die wêreld staan daar, by die grootste mensgemaakte meer, en dit is aan die voete van die hoogste gebou in die wêreld, so dit is regtig 'n verstommende stuk argitektuur. As jy nou daarvan hou, is Dubai jou plek. Nou ja, dan natuurlik 'n bietjie inkopies, as jy daarvan hou, ek seker almal doen dit. Ek dink wat my stom geslaan het van die inkopiesentrum, is dat jou onderste 3 vloere is jou gewone winkels. Jou duur handelsmerk winkels, jou Versace's en jou Gucci's en jou Nike's. En dan die heel boonste vloer is al daardie winkels weer, maar vir juniors. Dit beteken Versace Junior, Nike for Kids en Gucci for Kids. Jy sal nie die handelsmerke glo daar vir kinders is nie. En dit wys jou die tipe van spoggerigheid waarmee hulle lewe daar. Omdat ek en jy weet dat kinders ontgroei hulle klere en skoene binne 5 weke. So ja, baie geld om te verkoos in daai land. Ek is toe oorgevlieg Londen vir die konsert daar. Londen en Amsterdam was redelik kleiner konserte. Ek dink Londen se was effe groter geweest, maar Londen is nie 15 jaar gelede is Londen toe ons die Royal Albert Hall uitverkoop het nie. Toe almal 20 jaar oud was en daar in die stad rondgebly het en gewerk het en vinnige trein gevaar het om te kom luister na die konsert nie. Vandag is daai mense almal 36 jaar oud. Hulle het kinders en hulle bly in die voorstede en is bietjie moeiliker, dink ek, al die ander kunstenaars sal vir jou ook sê, Londen het bietjie moeiliker geraak as ons gedink het. Ek dink die grootste probleem daar was dat daar's baie minder mense in Londen uit Suid-Afrika uit, omdat die visum die visum regulasies net so verskriklik verander het en baie meer vasgedraai is as in die ou dae. Toe is ons na Amsterdam toe, 'n konsert wat ons amper verloor het as gevolg van 'n man daar, voormalige Suid-Afrikaner wat die
die venue eienaars gebel het om vir hulle te waarsku dat hulle nou die grootste rasis in die wêreld gaan huisves. Die arme mense het hulle doodgeskrik in die konsert gekanselleer. So die konsert self is nie gekanselleer nie, is maar net die plek waar hy opgevoer sou gewees het. So ons kon toe aanskuif na 'n plekkie genaamd Montfort, en dit is net buitekant Amersfoort, en dit is net so suid van Amsterdam. En dit het toe lekker uitgedraai ten spyt van die gerugte dat hy gekanselleer is. Er het genoeg mense opgedaag vir 'n lekker groot konsert, so 300, 400 sou ek sê. Die dorp is ook so in die middel van Holland dat daar mense van Switserland en Duitsland was, en natuurlik België. Ek het dit baie geniet. Ek het 2 Duitsers vasgeloop wat geensins bande het met Suid-Afrika of Afrikaners nie, maar dis hulle lewenstaak om Afrikaans te leer praat. En hulle het my in die straat rond opgeloop en 'n Afrikaanse woord of 2 gewissel. Dit is nogal 'n vreemde situasie, want jy kan eintlik niks oor Suid-Afrika met hulle bespreek nie, want lyk nie of hulle enigiets weet van Suid-Afrika of Afrikaners nie, maar hulle praat die taal. Ek was nogal stom geslaan daardeur. Ekskuus tog. 2-3 dae ekstra aangebly net om Amsterdam weer te sien, sy boeke te sien. Ek's baie mal oor Amsterdamse boeke, ek's mal oor die Hollandse boeke. En 'n paar gekoop, 'n paar bedoel ek 'n tas vol, en toe teruggevlieg Suid-Afrika toe, waar my vrou my by die lughawe gekry het. Dinge het nie vir my gestop hier natuurlik. Die oomblik toe ek land toe moes ek aangaan met die toere en die konserte. So dit is hande 4 voet terug in die modder, en gat ons. En dis wat die afgelope 2 weke met my gebeur het. Dit was heerlik geweest. Ek het baie foto's geplaas op Facebook vir as mense wou volg, en dit lyk asof 'n klomp gevolg het. En interessante dinge wat gebeur het in my afwesigheid sien ek. Ek was betyds vir die Mayweather Pac-Man boksgeveg, dit wou ek tog graag gesien het. En nie sê dit was die beste titelgeveg van die wêreld nie, maar dit is opgemaak as die beste titelgeveg in die wêreld. En ek was terug ek het die krisisberaad net gemis, lyk dit my, maar dit was nogal interessant geweest. Ek sou graag daaroor wou gesels het. En ek was betyds om te sien dat die DA natuurlik 'n nuwe leier kry. En lekker debatte oor genadedood, alles gelyk. En natuurlik Eskom wat altyd in die nuus is. So, lots of, the more things change, the more they stay the same, as jy my vraag. Ja, is net good point. Ja, nee, dit was nou 'n lekker samevatting van al jou toere. Steve, jy het vir my so 'n woordjie gesê daar aan die een kant net toe jy teruggekom het, en dankie ook daarvoor. Maar ek dink dit sal lekker wees om dit met die luisteraars te deel. Jou belewenis van ons mense daar buite in die vreemde. Jy weet, in die ou dae het ek altyd so 'n tou gehad na die konsert van mense wat na jou series koop in 'n boek of 2. En dan was daar so 'n ander toutjie, so 'n kort toutjie van mense wat kom vra, kan hulle terugkom. Ek bevrees daai tou is nie meer daar nie. Ek dink daar is nog mense wat sal wil terugkom. Ek dink dit is maklik om alles op te pak en in 'n ander land te gaan afpak nie. Dit raak al hoe moeiliker. Om die waarheid te sê, dit is al bykans onmoontlik. Dis nie as daar in die ou dae soos 'n stroom mense wat uitgevaar het nie. Ek dink baie meer mense sou as hulle kom, maar dit lyk nie of dit meer maklik is nie. Maar dit was net nooit maklik geweest nie. Ek dink dis die eerste ding wat ek hoor is jy skaal af. Jy skaal op in lewenskwaliteit en jy is baie veiliger, en ek dink dis wat jy wil doen. Jy wil vir jou kinders 'n situasie kry waar hulle tog op die straat kan loop en skool toe kan stap. Maar jy gaan nie dieselfde inkomste hê nie. Dit is nie eenvoudig een van daai dinge. Tog lyk dit of die meerderheid, ek sou sê 99% van die mense met wie ek praat, gaan nie terugkom nie. Hulle sal altyd verlang. Hulle het altyd iemand hier. Hulle het 'n tannie op 'n plaas in Wimburg of 'n oom in Woester, maar en hulle sal kom kuier, jy weet, maar dit lyk nie asof hulle permanent sal terugkom nie. Daar sal altyd 'n groepie wees van mense wat terugkom, en ons is dankbaar daarvoor. Ons het almal nodig dat ons kan, maar ek het vroeg in my internasionale toere geleer dat ek nie die kunstenaar moet wees wat op die verhoog staan en vir mense sê hulle moet terugkom nie. Dit sou fantasties wees, maar ek het gesien dat dit is 'n diep persoonlike rede. Meeste van die redes, diep persoonlike redes hoekom mense getrek het. En ek onthou eendag het ek dit uitgebasyn ergens in Australië en gesê, luister almal wat hier sit, ons soek julle terug in Suid-Afrika, ons het julle nodig. En dis waar. En na die derde konsert het een van die organiseerders vir my kom sê, meneer Hofmeyer, 'n ouerige man, vir my kom sê, meneer Hofmeyer, ek wil hê jy moet weet, elke keer as jy dit sê, is daar 'n derde van die mense wat voor jou sit, wat een oggend wakker geword het, op die kombuisvloer saam met sy hele familie, en 'n man wat rondhardloop met 'n AK-47. En jy weet, ek het dit nooit weer. Ek het nooit weer vir mense gesê wat hulle moet doen en waar hulle moet wees en hoekom hulle moet trek. Ek is nie kwaad vir mense wat emigreer nie. Ek verkies natuurlik dit almal by ons bly en die fight saam met ons fight, hoe meer is ons, hoe beter. Maar ek sien dit as 'n diep persoonlike besluit om te trek. Dit is nie altyd maklik nie. Ek dink allerminst dat
meeste van die mense weghardloop. Ek is seker daar is dit ook, maar Suid-Afrika gee vir enige iemand met 'n familie genoeg redes om weg te hardloop. Hang seker maar af hoe belangrik jou familie vir jou is. Die res van ons wat bly, ek het krygers nodig en vegters om saam te beklei. Ons is oor daai 200,000 merk wat ek in my wildste drome nie gedink het sal enigstens bereik kan word nie. Ek het regtig my hoop gevestig op 'n getal van 20,000 mense wat sal mobiliseer met 'n webblad soos miljoen stemme verstuur en daar gaan ons oor die 200,000 merk. So ek is ontsettend tevrede daar. Goed, ek bring dit maar net in by jou aanvanklike vraag natuurlik is die mense se reaksie aan daai kant. Dubai is iets heeltemal anders, almal gaan op 'n stadium moet terugkom. Baie van daardie mense doen reeds aansoek vir werk in ander lande vanaf Dubai om nie terug te kom na Suid-Afrika toe nie. Ek het reeds met baie van hulle ook gepraat. Londen is daar 'n gevestigheid van mense daar. Dit beteken dat hulle lank gevat het, dat hulle meer as 'n dekade gevat om hulle voete te vind in Londen. Londen baie moeilik as jy gaan werk. En die Londen, die stad self natuurlik. En daar het ek die idee gekry dat daardie mense gaan nie terugkom nie. Holland is iets, Europa is iets anders. Ons kry nie die Suid-Afrikaners in die hande wat in Europa bly nie. Dis 'n bietjie moeiliker. Ek dink daar's baie minder van ons daar. Vir al die kere wat ons gesê is go back to Holland, moet ek vir jou sê, dit lyk nie asof Holland die grootste bestemming is waar toe Afrikaners en Afrikaners gaan nie. Want as jy daar gaan bly en daar gaan praat, kom jy agter dit is 'n heeltemal 'n ander wêreld, dit is 'n ander frekwensie en dan nog 'n ander taal ook. Ek praat my Engels, baie van die gesprekke kan ek nie volg nie. Van die ouens wat weet ek is van Suid-Afrika, praat tipe van 'n platterige Hollands, 'n stadiger Hollands, en dan kan ek gesels met ouens soos Marcel en Martin Bosma wat op die konsert bygewoon het. Dan kon ou hulle volg, maar oor die algemeen lyk dit nie of Europa die grootste aantreklike, maar nie die grootste bestemming is vir Suid-Afrikaners. Ek dink is ook 'n baie duur bestemming. Baie interessant. Steve, jy het nou gepraat daarso, ek neem aan die verrassing is nog steeds groot. Jy sê nou self oor die 200,000 mense, 201,551 om presies te wees. Wil ons daaroor praat? Jy weet, ek dink nie dis nodig om te spekuleer meer nie. Ek dink nie dis nodig om te sê, hoor jy Steve As nie. Ek dink die skrif is op die muur. Almal die getalle bereik het, wat al klaar stof in die oë skop van ons grootste partye, ons burgerregte organisasies, ons ander organisasies. Lanklaas in die geskiedenis het Afrikaners en Afrikaans is so gemobiliseer. Nou goed, bygesê, die kritiek is natuurlik, ja, dit is natuurlik maklik om dit te doen vanaf jou selfoon. Die stemdag verlang van jou, verwag van jou om in 'n kar te klim en te ry na 'n stembus. Weet dit vra so 'n bietjie meer toewyding, of natuurlik jy moet jou 10 of 20 R100 'n maand betaal aan jou organisasie waaraan jy behoort, waar Afrikaners is, of jou burgerregte organisasie. So ja, dit is bietjie meer toewyding daai, maar ek moet sê ek dink die punt is definitief gemaak. Ja. Ek sien natuurlik dat hy nog steeds groei, dat mense natuurlik heeltemal stomp geslaan is. Dat as daar enige kritiek is, moet jy weet of maak ons 'n fout. Ek en jy het klaar die wiskunde gedoen dat 200,000 mense net op een sosiale netwerk regtig al klaar die ekwivalent is van 1 miljoen mense. Waar dit dan bereik as dit nou moet uitkring, jy weet. So ek is baie tevrede. Ek het al klaar baie meer daadwerklike stappe geneem om my huiswerk te doen, die gesprekke met die regte mense aangekom om te kyk wat maak mens met hierdie fantastiese tipe ondersteuning. Hoe meet mens die erns van mense hiermee, en ek hoop dan natuurlik mense onderskat nie dat dit 'n ontsettende besluit vir my sal wees nie. Ek het ook die debatte dopgehou waar mense gesê dat jy meer sal regkry buite die politiek. Ons weet dit, maar jy kan ander dinge regkry binne die politiek wat jy nie buite die politiek kan doen nie. Op hierdie stadium is dit goed genoeg vir my dat ons 'n groeiende groep is. Hy het ontplof in die begin en hy tik nou voort, maar hierdie is standaard, dat hy voortik is standaard. Die ontploffing het ons geweet, daar is so 'n tipe van 'n default groep wat ons sal ondersteun. Ek het nie geweet dit is so 'n groot groep nie. Van hierop aan kan ek nou stadig begin werk aan 'n manifest, 'n tipe van 'n lese, 'n skild, iets waaroor ons almal sal saamstem. Ek weet nie of jy weet hoe moeilik dit sou wees om neer te pen 'n paragraaf waaroor jy hoop 200,000 mense sou saamstem nie. Ons weet dit so ding omtrent glad nie bestaan nie, nie eens in ander partye nie. Ons kyk hoe wiggle links en regs en zigzag die DA linksom en regsom met hulle manifest. Hulle het omtrent al gesê moontlik om die regte tipe van verkleermannetjie te wees vir almal. Maar daarvoor het ek nou nie tyd nie. Dan het ek natuurlik persoonlike besware, dinge wat ek sal inwerk, en dan gaan ek dit daar blootstel daar buitekant, mense kan my begin
kritiseer, ek sien dit as 'n work in progress en ons werk ons manifest uit tot iets sterk wat so inklusief is as moontlik, want soos ek gesê het, ons soek so groot groep as moontlik. Jy kan nie roem op 200,000 ondersteuners as jy nie 'n inklusiewe tipe van manifest daar gaan stel nie. Ek dink dit is my prioriteit op hierdie oomblik om dit te doen. Dis nou kortliks. Dis harder werk as wat ek gedink het. Ek wou begin het met die webblad patriot.za en natuurlik patriotza.co.za. Dit wil ek doen eers as alles finaal reg is. Dit beteken ek is besig om my 10 grootste essays te herwin, wat ek natuurlik verloor het op die blog toe ons die blog gestop het en aangegaan het met Facebook. Essays soos is ek 'n rasis en sou ek omgee, tipe van 'n hartslaan essays wat ek natuurlik op kamera gaan lees en hierdie videogreepies gaan ons dan plaas op die blad self. Daar sal ook geleentheid wees vir mense om finansiëel te kan bydra. Hierdie is gelde wat net gebruik word vir hierdie organisasie en ons sal natuurlik dit met die publiek deel voor ons enige iets doen. Ons wil graag hierdie deel met publiek met insaai en hoe mens hierdie tipe fondse bestee. En daar is natuurlik baie dinge om te doen. Ons te seerland en onder ons kultuur en etniese groep 'n ekstra seergroep wat uitgesny word by die arbeidsmark as gevolg van hulle velkleur. Daar is baie werk om te doen. Ek is ontsettend opgewonde oor dit. Dis amper soos 'n nuwe fase in my lewe en ek doen dit danksy die inspirasie van meer as 200,000 mense wat ondersteun. Steve, where would you begin? Yeah, you're right. Where do you begin? That's the thing. So I'm saying I'm taking baby steps. Is that what the question? Sorry, is that the question you asked? That's the question, yes. Yeah, well, you begin by consolidating the support you got thus far. So I'd like to do it on it's almost not necessary for me to start a website, but of course, most people start the website to get the support. But Miljoen Stemme for Steve already has shown that there is the support. So they've already become a bit of an animal all of itself. They're already contacting me with ideas of also collecting funds on their side and taking care of some of the newly disadvantaged parts of our society, and I like that. I like that they mobilize and do so. There are issues out there, and I like that they're creating campaigns. So Miljoen Stemme vir Steve is besig om dinge te doen regtig onafhanklik van my en wonderlike dinge te doen. Ek sien I also spot very clever, well thought out debates also in my absence. So I've got more hope and trust in the group that when someone attacks us on social media, they obviously have 5 or 6 guys there that can stand their own ground and put up a good fight, very articulate, and that's the kind of thing you want. But now Patriot.za will be the consolidation of all this. A lot of people are saying, it's good, we voted for you, but what do you stand for? And I think that's the first thing I've got to sort out. You're going to like some of the things I stand for, some of the things maybe less so. But the purpose of the exercise this time round is that we scream afstig verbode. Daar gaan nie 'n sessie wees van hierdie groep nie. That means you keep your differences. You will go back to your group where you feel safest. But when it comes to this one call for us to stand together, I'm going to ask you to step in, stand by me, in spite of those differences. That's going to be the thing. Now, I'm very glad you asked that, because one of the interesting things that happened the last 3 weeks is this incredible internal conflict between South African interest groups, and it is amazing. We always thought we were good at that, but we are still very good at that. We can fight each other. There's net verspilment hoe die boere mekaar aanval as daar enigiets gebeur. I'd like to get to that. After this, die Afrikaner belangegroepe en hoe ons mekaar kritiseer en wat gebeur in die afgelope 3 weke. Ek het 'n teorie, iemand het vir my gesê die teorie is verkeerd, maar ek gee nie om nie, dit bly my teorie en ek sal hom graag hier wou gedeel het. As daar enige ander vrae is, kan ons hulle eers behartig. Ja, jy weet, ook in jou paar weke afwesigheid het ek nou heel klomp gesprekke gehad, nou nie op die draadloos nie, sommer so, jy weet, persoonlike gesprekke, verskeie vrae gehad, oor Steve Hofmeyer ensovoorts, wat ek natuurlik nie namens jou gaan beantwoord nie. Vir my is daar een belangrike vraag wat na vore gekom het uit verskeie oorde, en dis interessant, dit kom nou maar van Koepelstereo en Dalkousakie se gesindheid in my uitsprake hier,
wat dan nou van die luisteraars ook sekere, jy weet, interpretasies by hulle veroorsaak. Steve, hierdie is 'n moeilike vraag en ek gaan amper jou stilswye aanvaar as 'n antwoord. Maar ek moet dit vra. Dit is vir my gevra om jou te vra. Ja. Jy het nou so pas, nou 5 tellings terug, het jy gepraat van ons boere, die boer en Afrikaner kwessie. En ek gaan jou kans gee om maar oor te dink, want die vraag was gewees, wat is Steve Hofmeyer? Is hy 'n boer of is hy 'n Afrikaner? En ek wil, terwyl jy nou daaroor dink, wil ek ook jou verwys na 'n berigie wat ek gelees het vanoggend oor die Twitter, oor Dan Rood, oor die verraaiers, Afrikaner verraaiers, wat daar nou klaarblyklik 'n lys of 'n referendum oorgehou word, ensovoorts. Om terug te kom na die vraag, is Steve Hofmeyer, is hy 'n boer of is hy 'n Afrikaner? Daar is nou een van die vrae wat 'n lokvalvraag is natuurlik, want jy weet hulle is verskillend en dat albei van hulle het meer as genoeg goeie kenmerke wat pas by die groep waarmee ek myself vereenselwig. Die een groep was natuurlik het natuurlik gekom van die boer met 'n klein lettertjie, die ene wat getrek het, die voortrekker, en tot op 'n stadium waar ons natuurlik kontak gemaak het met die Britte, oorlog gehad teen hulle, oorlog verloor. Van daar af aan was daar 'n tipe van 'n unie of 'n geselskap dan wat ons gedeel het met hulle. Van daar af aan, so ek sê, die Afrikaner natuurlik die naam bygekry. Hulle is in verskillende tye, maar omdat ek die visie van albei geniet en omdat ek die kenmerke van albei geniet, omdat die een basies my maar volg op die ander ene, gaan ek my nog steeds 'n Afrikaner boer noem, soveel as wat ek kan. Dit is miskien nie die punt nie. Die punt is nie hier dat ek wil hê jy moet soos ek dink of 'n boer of 'n Afrikaner wees en ek moet iemand pla of nie. Die punt gaan wees dat wat ek ook al vir jou hier antwoord, al sê ek nou ek's Afrikaner en nie 'n boer nie, of 'n boer en nie 'n Afrikaner nie, wil ek hê dat jy vir my moet kan sê hoekom ek verkeerd is, en dan daarna gaan ons aan. En ons het nie afgestig nie. Ons het nie die foon in mekaar se oë neergesmyt nie. Ek het jou nie gesien dat reg of verkeerd nie. Ons praat maar hier van 'n bietjie semantiek of ongekwantifiseerde definisies. Die Afrikaner is miskien die meer bekende een op hierdie stadium, maar as ek sê boer, dink ek aan ietsie meer tradisioneel, en ek kan nie myself vervreem daarvan op enige manier nie, as omtrent nie een van die leuses en kodes van die boere wat ek nie bystaan nie. Maar tye het 'n bietjie verander. Dit is omtrent 100 jaar later van dat daai benaminge miskien vir die eerste keer gebruik is. Vir my vir veiligheid op hierdie stadium is my antwoord, ek is Afrikaner boer, ek gebruik hom sommer so saam. Ek onthou Jean ter Blanche ook, hy het nie daarvan gehou om Afrikaner genoem te word nie, hy was 'n boer geweest. En dan sal ek sê, die meeste van die mense wat ons volg op miljoenstemme verstuur, en in die huidige debat, in die huidige narratief, is hulle nie lekker seker van die boerbenaming nie, hulle sou eerder Afrikaners wil wees. Ek sal baie lig loop vir die feit dat iemand ons probeer kaap, dat iemand ons probeer manipuleer deur vir ons te sê julle is net Afrikaners en nie boere nie, of die ander groep wat wil hê jy moet net 'n boer wees en nie Afrikaner nie. Maar wat jy dan vir my ook al sê, Sakkie, wat jy is, gaan ek besware hê, en ek gaan nie vir 'n oomblik wil hê dat jy moet wegloop van my af nie, of afstig. So hierdie debatte, ek is nie eers bang vir die vrae wat my gaan gevra word nie, daar gaan baie harde vrae gevra word oor die volgende paar maande, en ek is nie eers bang daarvoor nie, want ek het dan vir jou gesê dat die eerste reël is, dat daar amper niks is wat jy vir my kan sê, wat my kwaad gaan maak nie. Ek en jy gaan onsself vasloop by mense wat sê, ons gaan vir julle stem, want ons glo in julle visie, maar ons is gay, of ons speel 'n visie, maar ons is skepties, of selfs ateïsties, of ons Rooms-Katolieke, of ons Mormone, kan ons ook tel as boere. En op hierdie stadium gaan ek vir jou sê, luister hierso, ek stem saam, daarmee moet asseblief nie afstig nie. Wil jy ons oorwegende, oorkoepelende visie, as jy dit nie doen nie, die oomblik as jy dit nie doen nie, en jy skep 'n lang lys van lidmaatskapreëls, sal jy terugval in daardie klein, onbenullige groepies en faksies waaruit die Afrikaner tans bestaan. So ek vra vir 'n ligte oomblik onder een groot sambreel, ongeag die hardste vrae wat jy my nou gaan vra, of ek jou gaan vra. Jy weet, Steve, ek is redelik uitgesproke boer, en ek maak 'n sterk standpunt daaromtrent. Sakkie is 'n boer, ek is nie 'n Afrikaner nie. Maar ja, ek ontken nie die bestaan van die Afrikaner nie. In my terme, in my beskouing van dit is daar, of was daar, ek wil nie sê is daar nie, was daar twee duidelik onderskeie volkere gewees, inheemse blanke volkere, die Afrikaner volk en die boerevolk.
En ek meen, ek vat dit terug na Hendrik Verwoerd toe, jy weet, ek sit hier met briefies wat my oorlede oupa vir my gegee het, van Hendrik Verwoerd, met die uniewording van ons is nou een volk, en bekend as die Afrikaner. Die boervolk het toch inderdaad bestaan. Ons kan dit nie misken nie, Rusland, die wye wêreld ken die boervolk, jy weet, so, ek glo nie ons hoef debat te voer, of is daar 'n boerevolk wat wel bestaan het in die verlede nie. En, jy weet, die feit dat die blikore in die valpense was broers en susters gewees. Die een het homself beskou as die Afrikaner, die Transvaalse Afrikaner en die Vrystaatse boere, en dit is dit. Jy weet, geen debat daaroor nie. En ek erken jou die volle reg toe om Afrikaner te wees. Geen fout daarmee nie, maar ek verwag dat jy ook erken dat ek 'n boer is. Absoluut. Dit is die manier om het te benader. In my boek, Verste Uur, is tipe van 'n fantasieboek waar 'n oukie die geheim of die formule tot 'n tydreis ontdek, en hy gaan terug in tyd, en hy is die arme boer wat deur Piet Cronje gestuur word om vir die ander boere te gaan sê, ons gee oor, maar omdat hy nie kon perd ry in 2014 nie, het hy natuurlik afgeval van die perd af, en die boodskap het nooit by die ander boere uitgekom nie, en die oomblik toe Piet Cronje oorgee, val die ander boere aan, en per ongeluk wen hulle. Hulle oorwin die Engelse. En dit verander natuurlik die toekoms toe heeltemal. Suid-Afrika, soos hy sou geword het as die boere, die Anglo-Boereoorlog gewen het, soos die eerste Vryheidsoorlog. En interessantheid daar is, toe die oukie nou in Pretoria kom, toe is daar nou nie strate soos Hamilton straat nie, daar is als net boerename, en hy gaan vra toe iets oor die Afrikaner, en hierdie vrou lag toe haar dood, want daar is nie so 'n ding in die Suid-Afrika gewees nie. Daar was wel 'n paar Afrikaners te bespeur in die Kaap, maar maar grootliks was die res van die land vol boere gewees, en dis al wat hulle was, daar was nie Afrikaners gewees, dan sê hulle aan die binnekant van Tamboersklip gebly het nie, en ek het die Afrikaner-boer debat baie lank dopgehou en goed gestudeer, om seker te maak wat die verskille was, en jy's doodreg, tot en met aan die Tweede Wêreldoorlog, en ons vennootskap in die Engelse daarna, was daar nie 'n vreeslike groot behoefte aan dit nie. Ek dink die naam van die taal het miskien baie te doen gehad met die naam van die demografie. Jy weet, die Afrikaans, die taal wat hulle nie reg weet wat om die taal te noem nie. En toe gaan hulle vir daai ene. Jy kan seker maar boers praat as jy wil, maar dit gaan baie dieselfde wees as Afrikaans. Nou, Sakkie, hoe ek vir jou hierdie sê is, ek het geleer by die teologiedebat. Die teologiedebat veral. As ek gaan vashak, as ek my grondwet gaan baseer op die teologie, dit beteken ek laat die kerk en die staat meng, wat maar 'n ou sonde is, en ek gaan nou net vir jou sê hoekom jy nie daai pad wil volg nie. As jy dit gaan doen, gaan jy uitvind dat daar omtrent meer verskille in die teologie is, onder kerke, onder dieselfde kerkgangers, nie die 2500 verskillende gode in die ensiklopedie nie, ek praat van onder dieselfde kerkgangers, onder dieselfde lede, soveel verskille is, dat jy, in plaas van dit om seker te maak, dat daar wel 'n welwillendheid is met 'n geestelike agtergrond en jou God en jou Christus is wat jou lei, sal ons byvoorbeeld dae en nagte spandeer oor die groot doop en die klein doop, oor die of dat, en moet jy skilvis eet, moet daar gey regte wees, 'n lang lys van dinge. So, ek het gesien dat is een van die plekke waar Musi Maimane se die nuwe leier van die DA verskriklik vasgeval het. Hy is natuurlik 'n kerkmens, onmiddellik moes hy kies tussen die grondwet en die kerk, en hy het toe op 7 toe gesê, dan moet hy maar die grondwet kies. Maar hulle moes hom nie voor daai situasie gestel het nie. Jou kerk en jou geloof het tog ander prioriteite as jou staat en jou grondwet. Die twee is nou verband tussen die twee, maar ek dink nie iemand maak kies daarvoor nie. Hulle het verskillende prioriteite, en ek behandel my geloof so, en ek behandel natuurlik my staat so. Ek hou van die skeiding tussen staat en kerk, en die enigste rede op hierdie stadium, die grootste rede op hierdie stadium, hoekom ek dit doen, is ek wil hê jy moet weet dat daar 'n moslim geloof is daar buitekant wat ontplof. En sou jy, as hierdie land dan 'n moslim staat word, nog steeds dink die kerk en die staat moet dieselfde wees. So, dit is hoe ek by my antwoord kom, dat die kerk en die staat met verskillende instituties bly vir so lank as moontlik. Daarom gaan jy onmiddellik met onderskeid tref tussen sondes en misdade. Sondes is dinge wat baie in die Bybel voorkom. Ek moet vir jou sê dat meeste misdade is sondes, maar nie alle sondes word deur die grondwet gesien as misdade nie. Dit is baie moeilike debat om te hê, maar soos ek nou vir jou sê, ons kan vasval in die klein goedjies, of jy kan vir my sê, luister hierso, ons het baie groot probleme hier, kom ons werk aan
sterftesyfer, kom ons werk aan die verkragsyfer, kom ons werk aan die ekonomie ensovoorts. So, dit is 'n lekker lang debat om te hê en ek is baie gewillig om dit te hê, maar ek sien die lokvalle lank voor hulle kom en ek gaan vir mense waarsku as hulle kom. So, ons moet die gesprek hê. Is daar 'n boer, is daar 'n Afrikaner, watter een is jy? Jy het hom klaar reg reg geantwoord. Sakie, ek moet vir jou bylaat, dit herinner my aan hoe taboe in ons media identiteit politiek is. Die twee vreemde goeders daarvan natuurlik is dat nommer 1 is, almal doen dit. Almal doen dit nog steeds, reg oor die wêreld. Identiteit politiek beteken ek stem vir iemand soos ek. Ek sal die manifest later lees. Hierdie ou lyk soos iemand soos ek en ek gaan stem vir hom. Veral wit en swart. In Suid-Afrika, swart mense gaan nie binnekort stem vir 'n wit ou nie, maar it ain't gonna happen. En ek dink aan die kant toe om ook maar oorwegend. Ons gaan nou moet sien wat gebeur met die DA van hier af aan. Identiteitpolitiek is een van daardie situasies wat nog nie lekker opgelos is nie. Steve, just a quick question going back to the Boer and Afrikaner. Why do you guys label it? Saki, this is also for you. Why have you got the label? Wouldn't it be good to put both of them together? It would be good, and that was my view all over it would be good to put them together, and obviously I would suggest, if such a put together would happen, I would suggest it to be Boer, because Boer is onaantastbaar. The Afrikaner has been all up and down and all over the place, whereas Boer historically has been, it's a pure name. Salt of the earth sort of thing. Yes, I think the general good guy out there would associate with the term Boer much easier than associating with the term Afrikaner. And I mean, we do know, Cliff, even you, I mean, we've been doing this program for how long, me and you? Jy's 'n Engelse boertjie. Yeah. Your association with the Boer people is 100% pure. There's nothing wrong with it. So yes, but I think it's if we go into volkenkunde, what do you call that? The Zulu is proud to be a Zulu. The Sotho is proud to be a Basotho. Ethnically, the Scots, the British, everybody is proud to belong to ethnically. Yes. And I think that's a huge shortfall in the term Afrikaner, because Afrikaner is not, I don't know if it's an ethnic group, but Boer definitely is, in my view. Steve? Identity crisis, Steve? Maybe not, I think if you had a very long spectrum of definitions, you'll find that the Afrikaner lies from the center, maybe to the left-hand side, into the future, where the Boer has a very older genesis. We like the word Boer, of course, because it tells you everything about the genesis of our ethnic group. It comes through Boere, which is Boer with a small letter. Boer with a capital letter, of course, is a very specific group. I must say, I like what Saki said now, because there's something politically tactical about it, and that is the purity of the term, that you can make no mistakes about what the Boer is, but then maybe, Cliff, you would not have been seen as a Boer in old terms, because they were a very specific group, but the Boers also were the Boers in a period where we didn't exclusively had Afrikaans as a language. They were actually Dutch predominantly, and that changed very slowly. So it's very hard to say that we're a Boer and then we speak Afrikaans, because that was more the domain of Afrikaners after that. So you see, you're going to have to sacrifice some things if you're exclusively a Boer, and you're going to have to sacrifice some things, more in the modern trend, I suppose, if you're going to be exclusively an Afrikaner. I can't imagine Boers being people who voted yes in the old referendum, but I know many Afrikaners who did. I'm taking a guess now, but I'm saying that's going to be your problem, So for me to find, I could go with another name, of course. I would be very happy if Boer became the predominant name, but it's going to have to be an inclusive umbrella term, because the Afrikaner and the Boer lies in a very, very long spectrum to the left and to the right. And at this stage, like as you know, I am the populist, and I want to get as many of them together as possible to make a political impact, because we know that minorities in this little democracy of ours count for absolutely nothing. I agree. Ja. Heerlike gesprek. Ek sal hierdie onderwerp vir dae lank nog oor praat hoor. Geen probleem daarmee nie.
Dan ek moet vir jou sê, ja, ek voel dieselfde daaroor. Is 'n lekker gesprek om te hê. Ek weet nie of iemand al met die finale antwoorde gekom nie. Die debat kom gereeld op wanneer iemand ons probeer in die lokval inlei wat sê, ja, maar wie is die Afrikaner? Hulle bestaan nie meer nie. Of hulle bestaan nie, jy weet. En dis 'n interessante ene, maar jy's weer 'n lokval wat jy inloop. Moenie val daarvoor nie. Moenie insê net lyk ek soos 'n Chinees. En as ek nie vir jou lyk soos 'n Chinees nie, moet ek by daai definisie iets anders kan wees en ek kies om Afrikaner te wees. Flip Buys het moet die beste antwoord gehad toe iemand vir hom gevra het, wie is die Afrikaner? En hy het gesê, ja, enige iemand wat voel soos 'n Afrikaner. En ek moet sê, dit vir my dan baie groot debatte en filosofie om deur net dit te sê. Nou ja, die oomblik as jy sê enige iemand wat voel soos Afrikaner, gaan jy moontlik klein groepe hê, individue moontlik hê, dan gaan moontlik 'n paar swart ouens wees. Dan gaan Zulus opstaan en sê, luister, ons identifiseer baie beter met die boere as met die Zulus of met die Afrikaners. Met die Zulus en vir daai mense gaan jy moet sê, welkom, kry vir jou koeksuster. Maar ons weet dat dit 'n baie marginale groepie sou wees, of dankie tog, het gaan 'n marginale groepie wees. Dit is wat ons doen, jy weet. Ons wêreldwyd ook in Europa en so lyk dit of die mense nog steeds tog terugval, veral nou waar mense onseker is. Val jy terug op behoudendheid, jy val terug op jou etiese groep. Dit mag selfs velkleur insluit, ek dink dit doen, jy mag dit seker nie sê nie. As ek vat, dit was altyd so gewees, jy sal nie xenofobie gehad het as dit nie so was nie. Ons geskiedenis met xenofobie kom 'n lang pad. Daar was die anti-Indiaanse xenofobie in 1994 hier in Suid-Afrika. Daar was hier enorme, dis basies 'n Zulu burgeroorlog gewees in die 80s. En dan later natuurlik die Boipatong 92 en Kata hostel dwellers wat ook maar xenofobiese aanvalle was, en natuurlik mag ons nie vergeet in 2015, 3 jaar gelede het dit gebeur natuurlik nou weer, waar groepe mekaar aanval as etniese groepe. Soms ras, maar ek reken hierdie is oorwegend etniese groepe wat mekaar aanval met xenofobies. Lyk my jy sal stem in daardie lyne ook in die aansienlike toekoms. En dus kom ek verstaan die reputasie van nasionalisme en wat die probleme daar is, maar in 'n tydperk waar jy vertroue onder groepe nodig het, lyk dit my mense gaan terugkeer na ou nasionalismes, en my bewyse is hoe sterk die regse opkoms is in Europa, in Holland, in Frankryk, in Duitsland en natuurlik nou in Brittanje waar die konservatiewes weer gewen het. So ja, ek is bang daai groepe word gefragmenteer die oomblik as ons die debatte te ernstig opneem. Dit moet lekker wees om dit te doen. En Sakkie, ek sal saam met jou hierdie ene vat vir 'n lang. Ek sal enige van daai kwessies wou bespreek vir altyd. Dit sou jammer wees as die ou boer bly wat net sê, luister, ek vat my ossewa en ek trek nou oos. En jy gaan nie saamstem oor die groot doop of die klein doop nie. Ja, ons moet sterker wees as dit. Ek sal graag, en ek dink ons moet nou volstaan by daardie een, maar ek wil afsluit die laaste eier lê. Ek sal graag, as dit nou moontlik was om te sê, right, ons ouens, die boere en ons die Afrikaners, kom ons los die debat rondom boere en Afrikaner en ons gee dit oor, daardie selfde debat gee ons oor aan die wat buite die boer en Afrikaner staan. En weet jy wat, Steve, ek sal definitief Rusland sal ek nader roep om Vladimir Putin vir hom sê, wat dink jy, is dit boer of Afrikaner? Ek sal Amerika vra, ek sal Brittanje vra, ek sal, om die waar te sê, ek sal die hele Europa vra, en dan sal ek laastens Angola toe gaan, en ek sal al die oud soldate, die vyand van die voormalige SAW vra, hey, julle ouens, as daai manne so gestorm het, wie was dit? Was dit die Afrikaners of was dit die boere? Hulle gaan definitief onthou dis die boere. Die boere, het ook van 'n vrees wat hy in die mense injaag wat hulle bespreek. Ek weet die Engelse het wonderlike goed vir die boere gesê, as 'n pragtige aanhaling mos van hoe om die boer te analiseer en hoe taai hy is. Ja, luister, dis 'n lekker gesprek om te hê. Ek hoop ons kom terug na hom toe, en ek hoop dat jy nie te veel, dat almal nie te veel sal val vir mense wat spring en sê, ja, but Afrikaners, who are they, they don't exist. En jy weet, daai tipe vrae kom van mense soos Max de Pre, kom van ons eie mense af. Maar soos ek sê, dis 'n lokval, moenie val daarvoor nie, jy is 'n boer as jy voel jy is ene. Dit is nie 'n ding wat jy oor moet konsentreer. Moenie fokus daarop nie. En waar jy gemak. Ja, moenie laat dit vir jou issue wees nie. Jy kan maar net sê, ek is 'n boer. Steve, ja. I like the final words. Okay. Jy het Vrydag, weet jy presies wat gebeur Vrydag aand? Ek het dit gemis waar jy betrokke gaan wees, maar daar het 'n versoek gekom dat jy Vrydag aan die stem sing. Weet jy by watter geleentheid gaan dit wees nie? En in dieselfde asem was daar ook 'n groot danksegging vir jou en gevra of gaan jy
jou gebed wat gepubliseer is daar by Miljoen Stemme vir Steve, of gaan jy dit verwerk op 'n stadium? Ek het die gebed gestuur. Ek dink is 'n briljante idee dat ons 'n paar gebede uit 'n paar ouens se hartkamer daar stel. Ek het probeer om 'n ontsettende eenvoudige, amper kinderlike gebed te stuur na Miljoen Stemme vir Steve. Ek is bly sy het ontvang. Ek het nog nie opgevolg daarop nie. Ek weet nie wat presies wat hulle daar gaan doen mee nie. Hulle kan maar gerus vir my sê. Die konsert waarvan jy praat waar ek die stem gaan sing is hoogsmoontlik Middelburg of Klerksdorp is een van daardie twee. Ek weet dit is wel vanaand. Ek dink dit maak vir my sin Klerksdorp, ja. Hulle is nooit bang om die stem te sing nie. Daar's 'n beperking van hoeveel van die Afrikaner dinge ek doen by die konsert. Dit is die Toeka 3 konsert en ek behou daarby. Vir my om te sing is 'n plesier en ek doen op hierdie stadium is die stem deel van die Toeka 3 konsert. Enigiets anders moet hulle my net waarsku. Dit kan sekerlik gedoen word. Ek dink om 'n gebed te skryf is vir my 'n gebed om 'n gebed te hê vir my is baie eenvoudig, want dit is 'n baie persoonlike oomblik in my binnekamer meestal. Om 'n gebed te skryf wat jy gaan deel met ander mense, moet dieselfde eerlikheid hê. En miskien 'n ander verantwoordelikheid. Ek en God se gesprekke sal baie mense nie kan volg nie. Ons het nogal tamelike informele gesprekke, maar ek dink as jy ietsie daar buite kan gaan sit, moet jy miskien 'n groter verantwoordelikheid toon in jou keuse van woorde. Dit is die tweede gebed wat ek skryf hierdie jaar. Die ander een is natuurlik grondgebed wat op treurgrond verskyn. 'n Diep eerlike moment waar ek myself natuurlik in die skoene van 'n boer probeer sit het. Miskien 'n wanhoopige boer wat nog steeds omwend na God en vra wat nou? Ja, so dit is wat daar gaan gebeur. Ek sien uit om te sien wat die oes gaan wees van gebede as Amor terugkom na my toe daaroor. Ek kan maar net vir jou sê, Amor sal seker ook rapporteer, daar's op daardie gebed van jou wat sy gepubliseer het, die geskrewe gebed, is daar oor die 2000 wat ons nou noem likes, oor die 500 kommentare en oor die 600 mense wat hom gedeel het. En jy kan seker self op 'n stadium daar gaan kyk na die reaksie en die kommentare daar, so almal is ja, dis fantasties. Groot dank vir jou en waardering vir jou vir daardie gebed. Pragtig. Ek sal natuurlik baie daarvan hou as ons daardie gebed kon van jou af kry. Ek wil nie sê voorgedra nie, maar ten minste dan opgeset. Nou goed, Steve. Hy lê vlak voor my, ek kan hom vir jou lees as jy wil. Ek sal baie daarvan hou, ek sal waardering en ek dink baie van ons mense ook, ja. Ek doen dit graag. Ag God, ek ken my. Ek is nie die vraatipe nie. Ek is meer die dankie sê soort. Daarom val ek vandag so met die deur u huis in. Dankie vir soveel. Dankie vir my ouers en kinders, my naaste. Ag, ek sluit vandag in die diere aan ons voete, en die voëls daarbo, die mense daar ver, die mense naby, ek sluit sommer die kennisse in, en die vreemdelinge ook. Dankie dat jy alles so opgestel het, dat ek daarvan niks sal sien, as ek nie eers 'n bietjie dankbaar is nie. Want selfs in my eensaamste uur is ek geseënd, en die res van die tyd voel ek my sommer voorgetrek. Ek ken u nie altyd nie, maar ek ken die hand in die dinge om my, en jy weet, dis sommer hardkoppigheid, om my blind te staar, teen die res. Maar as jy iets wil gee vandag, gee tog dat ek met 'n dankbare oog alleen u ryk opsies sal waarneem en reg sal kies, sodat u ook trots sal wees in my gewone menslikheid. Hier rondvaal ons u meesal, maar u ken ons. Ons wil nie vyandig wees teenoor iemand nie. Vra tog dat almal mag saam proe aan die gevoortrekkery, die abundant grace, die visse van vreedsaamheid en die broodjies van berusting. Want is tog daar vir almal om te vat, en as oorgenoeg om te deel. Vandag bely ek, dat ek niks hiervan sou kon waardeer sonder opregte dankbaarheid nie. Nie my mense nie, nie my erfenis en taal nie, nie my land nie, nie my geskiedenis nie. Maar u weet, ek is tog maar toekomsmense. Dis uit my dankbaarheid vir wat my toegestaan is, dat ek dit en meer vir my kinders en hulle nageslag wil hê. Ek sal hulle so lank dankbaar maak, as u so lank u hemelse moontlikhede vir hulle sal uitpak. U hoef my niks te beloof nie, want ek beloof u, dat hulle dit sal sien, en die wêreld sal wil hê, soos u vir ons bedoel het. Nee, u hoef nie nou te antwoord nie. Ek is mos maar altyd oop, vir u sagte dans op my oorskulp. Ek weet u kan sien, dat my oë nie meer toe is nie. Vergeef my, maar net nou mis ek tekens van die lig, wat ontplof hier om my. Dankie my God, dankie,
Amen. En dan sal ek referein wat die ouens daar op daai geskrewe gebed soveel keer gereferein het. Amen. Dankie Steve, daai was baie mooi. Ons het so kort tydjie oor, ek dink so kwartiertjie, jy moet die geleentheid gebruik. Ja, kyk, hier's 'n backvol dinge. Kom ons begin by die Afrikaner belangegroepe. My vennootskappe met Afrikaner belangegroepe loop wyd, maar dit vrywaar hulle nie van kritiek van my af nie, en vice versa. Ek dink hulle moet my ook kritiseer, en hulle doen. Ek word nie heeltemal ingetrek by die boerebekgevegte tans nie, omdat ek waarneem dat almal tog 'n bietjie reg is, daarmee saam natuurlik die feit dat almal tog 'n bietjie verkeerd is, al is dit dan net eties. Die kitsberaad is op almal se tonge, en die 8 moties wat geopper is daar, is toch al lang al reeds 'n prioriteit by ons. Ek wil vir amper vir Afriforum en Solidariteit sê wel welkom hier by ons, want ons skree daai goed is nou al van die torings af vir baie jare, ook saam soms. Ek is self effe stom geslaan. Enige van daardie moties het my op 'n stadium ver regs gemaak. Die interessantste een natuurlik is die van selfbeskikking. Hierdie kom 2 weke na Flipbuys se essay dat apartheid nie 'n misdaad teen die mensdom was nie. Jy kan nie 'n verder regse artikel skryf as dit nie, en daar het Flipbuys nou weer die mat onder my uitgetrek. Daarmee is ek eens, maar al bogenoemde kom 4 weke nadat Afriforum en Orania hulle vervreem het van die res van ons poging om oom Paul op te pas en die vandalisme te bekamp. Nou wonder ek hoeveel lidmaatskap hulle verloor het, dat hulle so hard beklei van daardie kant af. Wel, Ernst sê baie min, hulle het so 12 lede verloor. Nou goed, ek gaan sy woord vat daarvoor. Ek het net 'n idee dat dit nie hulle grootste glorious oomblik was toe Orania en Afriforum hulle in verskillende mates vervreem het van wat gebeur het by die plein nie, omdat daar ergens 'n vuurkleur gewapper is, of hulle ons gesien het as ver regs is. Hulle het natuurlik nog nie my vrae geantwoord nie, en dit is, kan hulle my asseblief verseker, dat daar geen regs is of ver regs is in die geselskap van Orania en Afriforum of Solidariteit is nie. Hulle kan dit natuurlik nie antwoord nie. Weereens is ek taamlik verbaas dat ek dan die meer inklusiewe ene is, as Afriforum en Orania, wat op hierdie stadium taamlik eksklusief is, want hulle wil nie geassosieer word met die regses nie. Ek sien Flipbuys begin al self sê, hy gebruik nie die woord selfbeskikking nie, want dit is nou al verniel deur die ver regses. Hy gebruik die woord selfstandigheid, maar dit is iets heeltemal anders. So ja, bygesê, ek moet sê my essays van die afgelope 2 weke, my 2 gunsteling essays is die van Flipbuys. Jy kan hom by Marula Media gaan lees, waarom apartheid nie 'n misdaad is teen die mensdom nie, en hy spel dit uit, en hy spel dit baie goed uit. En natuurlik Frans Cronje se Washington toespraak, waar hy gesê het, South Africa's people want to be free, they want both the political and economic freedoms that the 94 transition brought within their grasp. When they realize the extent to which their hopes have been betrayed, they will enormously regret the future they are now, mostly naive and unwittingly hurtling towards. Dis Frans Cronje van die Institute of Race Relations, rasseverhoudinge. So ja, gaan lees daai 2, die een is by Politics Web, die ander een is by Marula Media, 2 baie sterk artikels. Natuurlik is my vraag aan Afriforum, met wie ek 'n vennootskap het, hoekom nou en hoekom soveel? Is dit nie die groter groep, die groter persoon of die groter organisasie wat sê, luister hier, miskien is ons modus operandi nie dieselfde nie, maar in beginsel stem ons saam met wat julle gedoen het. Orania en Afriforum het daarteen besluit om hulle self te vervreem van daardie groepe. En nou ja, onderlangs weet ons dat daar's 'n konflik tussen hulle en Sonet en Praag en Afriforum en Oase, en jy weet hierdie groepe, as ek hierdie groepe so dophou, Sakkie, sal jy verstaan hoekom ek sê, kan julle my toelaat om asseblief die populiste bly, die inklusiewe een te wees, te kyk is van hierdie ouens onder een omhelsing kan kry, eendag ergens, want onder mekaar gaan hulle mekaar donder, dis verseker. Ja, nee, ek merk ook op, daar's woeste binnengevegte, en ja, daar's ouens wat blapse maak, jy weet, ek kyk daarna en dan sê, ek kan nie glo, dat groot gevestigde organisasies sulke blapse maak nie, maar nou ja, jy weet, ek dink ons almal maak soms verkeerde klein foutjies. Nou ja. Weer is almal of jy saam te stem nie, maar in beginsel gaan ons hier 'n groot poging moet aanwend om te sê dat oorwegend is ons aan dieselfde kant, en dit lyk nie so op die oomblik nie. Ek moet dan sê dan nie, ek dink almal op almal se lippe is ideaal leierskap.
Ek het die liberale politieke oortuiging begin verwerp toe Musi Maimane 4 jaar oud was. So ek reken hy het op 'n pad om te loop. Ek dink tog hy's 'n redelike goeie orator en hy praat mooi. My papegaai ook mooi. Ek kan lees. Ek kan hoor wat hy daar sê. Maar ek kon ook hoor wat die modder 'n bietjie dik geraak het vir hom. Musi moes kies tussen die grondwet en die kerk en dit was vir hom 'n moeilike besluit geweest. Hy moes ook regse geleide maak oor grondhervorming en regstellende aksie om die Witsteen te bou, maar ons weet dat die DA-manifest hier baie min verskil met die ANC se manifest. Om die waarheid te sê, die DA-manifest is daarvoor bekend as ANC Light manifest. Veral daar waar die geselskap sy bleekheid verloor. Op 'n positiewe noot is daar verligting by die DA dat die leieroorsskakeling redelik goed verloop het. Baie mense gaan moontlik vir Helen Zille mis, maar sy sê sy is nog in die ronde en die kroonprins lyk of hy sy werk gaan doen. Die vraag is hoe lank hou so 'n politieke verkleermannetjie wat ietsie vir almal wil wees. Dit is die groot vraag. Hoeveel wit gesigte verloor en hoeveel swart is gewerf met hierdie poging van die DA se kant af. Daar sê ek reken dis die DA as 'n storie. Kom ons kyk wat gebeur van hier af. Ons gaan natuurlik eers op stemdag weet of hulle sukses het met swartes werf. Ons is terug by die identiteitspolitiek wat Piet Kroukamp so haat en hy haat as die Afriforum hulle besig met identiteitspolitiek. Dit beteken dis 'n wit-swart politiek. Willem Jordaan het vanoggend in die koerant gesê die ons-hulle debat is 'n onheilige debat. Daar's onheil in. Maar daar's altyd 'n dun lyn tussen nasionalistiese trots en vreemdelinge haat. Nasionalisme het 'n tragiese reputasie. Maar daar's twee dinge wat jy nie kan wegvat van nasionalisme nie. Die een natuurlik soos ek nou gesê het, hy inspireer vertroue onder groepe wat die ander lyk my nie reg kry nie. En natuurlik almal doen dit. Almal doen dit. Dis amper die regte wêreld. So as jy polities nie korrek is nie, sal jy 'n probleem hê met identiteitspolitiek want jy wil mense graag voorskryf dat hulle stem soos jy stem, maar uiteindelik lyk dit nie of dit so gaan werk nie. Eendag miskien is ons 'n minder naïewe mense wat net manifeste lees en nie omgee wie die politieke leiers is nie. Ons lees net die manifeste, maar ek reken daai dag is nog baie ver. Ja, daar's altyd uitsonderings, maar ons kon kyk wat gebeur op hierdie een. Daar's nog in die realiteit van Steve Hofmeyr miljoenstemme is daar nog nie enige moontlikheid dat ons in die komende munisipale verkiesing al 'n toetrede gaan sien nie, Steve? Nee, ek dink dit sou 'n fout wees op hierdie stadium. Ek moet sê, julle praat met 'n individu op hierdie stadium en nie met 'n groep nie. As ek byvoorbeeld 'n ondersteuningsnetwerk gehad het of reeds 'n organisasie was en dis ek nou beoog met Patriot Zeta, kan ek nie met my broek op my knie gevang word as ek ja sê vir daai tipe verantwoordelikheid nie. Kyk net die aaklige ding wat jy kan doen as jy ja sê vir 'n plaaslike verkiesing en jy stap in, jy neem 'n plek oor en jy doen 'n aakliger job as die ANC voor jou. Dis presies wat jy nie wil hê nie. Jy moet voorbereid wees. So ek gaan nie die stem verloon deur onverantwoordelik om te gaan daarmee nie en ek hoop hierdie is my eerste bewys daarvoor. Ons is nog nie reg daarvoor nie. Ek sou baie graag groter wou gedink het vir natuurlik die nasionale verkiesing bietjie later. Ja, gesprek vir 'n ander dag. Kom ons kyk hoe gaan dit van hier af aan. Ek dink 2015 is my proefbuisjaar, my eksperimentjaar en ek wil graag kyk wat ons kan doen met soveel stemme wat ou natuurlik kan verloor as jy kom met 'n manifest, maar die manifest moet geskryf word. Die manifest moet geskryf word. Steve, tog moet ons ook aanvaar en ek dink die realiteit daarvan is ook al deeglik ingesink by jou. Daar is nou jy weet die steun, ongeag of wat nou 200,000 hier of daar of waar ook al is, daar is die steun. Steve Hofmeyr is in wese, is hy klaar, al is dit nie amptelik nie, is jy al klaar daar in 'n posisie waar daar 'n magdom van mense, derduisende mense is wat nou kyk en luister en hoor wat sê Steve. Gaan daar van jou kant af rigtingwysers wees? En dan praat ons van polities. Ja, beslis. Kyk, as 'n politieke kommentator gaan ek beslis nie weg nie. En wat gebeur het is ek het vir die afgelope 15-20 jaar kommentaar gelewer. En dit is by hierdie kommentaar waarby hierdie mense hulle kan skaar. Dit wil sê ja, Steve Hofmeyr, ons ken jou en jou persoonlike hoedanigheid is jy maar 'n miserabele ou sterweling, maar die dinge wat jy kwytraak is goeders waarmee ons assosieer. En vir die eerste keer in hierdie 15 jaar het mense besluit om meer te doen as net hulle kop te tik, en dit is om hulle vinger te tik op 'n skerm of op 'n muis en iets te doen om te wys, ons is gewillig om meer te doen, om jou tipe uitsprake voete te gee en lewe te gee.
Sê vir ons in watter vorm ons dit kan doen. Ek dink dis die vraag wat daar buitekant rondhang, as ek nou so 'n bietjie poëtiese lisensie kan gebruik. En dit is vir dit waarvoor ek wil staan. Ek wil aan 'n platform stig waarby ons hierdie dinge kan bespreek. Ons kry vir ons 'n wapen, 'n skild en 'n vlag en 'n lese en ons plaas dit daar en ek sê vir mense, kan julle self assosieer daarmee. Ons worstel met dieselfde geselskap. Ons is vaderlanders, ons is landsknegte. Ons vra om nie deur ander volke regeer te word of voorgeskryf te word. Ons vra om die pioniers te wees van ons eie lot in die ruimtes van ons keuse in selfstandige gemeenskappe, weg van gesentraliseerde staat of die oorgewig van meerderhede, vyandig of nie. Die patriot vra wat sy vir haar land kan doen, terwyl die res wag vir gifte en gawes. So as jy daai eerstgenoemde groep is, staan jy by my. Die patriot se aansporing is dankbaarheid, en dis hoekom ek daai gebed geskryf het. Hy het 'n voorliefde vir erfenis, maar sy oog is op die toekoms. Dis 'n visiegerigtheid waarby sy nageslag mag baat. Dis terug na die volk, elke volk. En naas wederzijds respek dan ook selfstandigheid, volkseie ontwikkeling, 'n dinamiese selfhelp federalisme met vrye teels aan entrepreneurs en kreatiewe privaat ondernemings binne 'n ware vrye mark. Ons omarm die wat daardie dinge wat ek nou genoem het in sy geheel of selfs nie deels ondersteun. En dit is die mense wat ek wil aantrek na Patriot ZA toe. As baie om te sê daarvoor. Edmund Burke het gesê, a good patriot and a true politician always considers how he shall make the most of the existing materials of his country. Dit is nie iets wat hierdie kontinent kan doen nie. Dit is wat ons mense hier kom doen het op hierdie kontinent. Daar's 'n klomp dinge wat ek vir jou genoem het en ek het 'n lang lys van hulle. Ek werk om die 5 of 6 termes: diensbaarheid, dankbaarheid, omsigtigheid, trots, en ons sal lewe en ons sal sterwe. Dis die dinge wat ek in my manifest wil verwoord. Ek begin hom ook met 'n gebed wat sê, wat kan ek doen vir my land? Wat kan ek doen vir my mense? Wat kan ek doen vir my grond? Wat kan ek doen vir my God, my kinders, my buurman en myself? En wat vir ons toekoms en voorspoed? Nou as jy nou so 'n tipe van ding sê, het jy regtig wyd gegaan. Van daar af aan kan ek meer spesifiek raak. Ek dink ons is almal op die voorpunt van ons stoel in afwagting van vir Patriot ZA om vorm te neem. Jy wil nog nie sê wanneer nie. Nee, ek wil nie sê wanneer nie. Ek kan nie die afsny. Ek moet vir jou sê, die enigste ding wat my kortweek op hierdie stadium is die tegnologie en die feit dat ek nie die webblad self kan skryf nie. Ek het wonderlike mense wat dit vir my doen, maar daar's baie huiswerk om te doen. Die dag as ek kom plaas, gaan ek 'n enorme party hou. Jy kan seker wees daarvan. Ek wil sommer daar by julle kom doen as julle wil. Ek bring die champer saam en ons gaan 'n party hou. Dit gaan nou groot hier wees. Dit moet net vir my soos die plek wees waar mense soos wat dink soos ek dink graag elke oggend saamkom en ietsie sê. Daarmee saam my vennote gaan my eie Facebook bly, my vennote gaan al die ander webblaaie wees, natuurlik miljoen stemme vir Steve wat een van my belangrikste vennote gaan wees, want ek doen dit vir julle. So, daar's al die dinge wat voor lê. Dit kan nie net 'n ou Facebook inskrywingkie wees nie, dit moet 'n webblad wees met 'n skild, met 'n kleur, met 'n vaandel, met vinnige een klik access, soos hulle sê, na die videogreepies en die dinge wat ek gesê het. So, en ek soek 'n reaksie van mense daaruit en daarbey saam bou ons dan ietsie wat die dag as jy oorstap van daar af na 'n politieke party toe, wat 'n groot stap is, moet dit voel soos 'n walk in the park. Jy stap net oor die brug en jy doen dit. Ons is klaar daar en ons het hom geknie waar ons hom wil hê. So ja, ek werk al met 'n dier van wat sy eie lewe toon hier, so maar hy moet 'n bietjie gelei word aan die begin. Steve, alles wat jy hierso sê, weet ek sit aandagtig en luister. Alles wat jy sê hier, wil ek vir jou saamvat, eintlik ek vir jou, ja. Jy's op 'n doelgerigte rigting wat betref die welgeluksaligheid van 'n klein volkie in Afrika. En die oorwinning, ironies, is vir alle Suid-Afrikaners. Dit is daai volkie dit reg kry wat hy wil reg kry en kry wat hy wil kry. Wens ek dit vir alle ander groepe toe. En ek sal ook beklei vir ander groepe dat hulle dit ook kry. Maar op hierdie stadium kan daar nie getwyfel word
dat ek kom uit en praat teen die agtergrond van boere-Afrikanerskap nie, want ons besonderse verhaal getuig van dapperheid en stamina en vindingrykheid en pyn en dankbaarheid en patriotisme en oorlewing en buurmanskaplikheid. Ons het eintlik al die kenmerke wat Suid-Afrikaners wil hê om hierdie 'n beter land te maak. Enige groepering het so 'n lys wat sy oorwegings inspireer. Daar is soveel elemente in nasies en stamme en volke se keuses as wat daar mense is. Ons vier binne ons groep ook daardie diversiteit. Ons eis nie 'n onfeilbaarheid nie, ons bid vir die oog en die oor van waaksaamheid oor ons nasate en hulle veilige bestaan, hulle toekoms. En ons bid dit in ons pragtige taal en ons bid dit in die naam van ons God. Ek wil in daardie groep wees. Hoe presies die taal gepraat word, wat die beleid is onder God of kerk en wie presies die nasate is en hoe die toekoms lyk, is debatte wat ek wil oopgooi en ek wil hê almal moet gaan beklei daar. Maar wat ek daar gesê het, is die sambreel, is die vlag waaronder ons te doen, en daardie ene moet bly staan, vir ons om voort te gaan. Ons vra nie vir mense om dieselfde te dink nie, ek het beter geleer, as om te dink dat ons dit ooit sal regkry. Steve, baie dankie. Cliff? Yeah, give me back my identity. I think it's a key issue, isn't it? And it's an international right, it's a universal right. This is my identity, please don't take it away, please don't build a nation. Nation building is a facade, you don't build nations, they come here, they are already here with tremendous momentum. In fact, it's a wonderful thing to see that a Zulu is a Zulu and he's proud of it. And in the same way, a Boer is a Boer and he's proud of it and he's got the history to prove it. And he didn't win all the fights or beat everybody at all the battles, but that's what's given him the character. So here we stand, to build a nation, to become one nation. I believe I've lost the hope and the faith in that one. I believe, once again, back to the folk, terug na die folk, it means to me that you just embrace your identity again and become a respecting neighbor of anybody else who does the same, but does it. Yeah, I agree with you totally, Steve. Daar sê, groot oomblik, dankie Steve, ek hoop alles loop wel af vir jou vir die volgende week, volgende week woensdag sal dit tyd, sal die plek, glo ek sal reg wees. Ag, sak iets wat fantasties wees, baie dankie Cliff, lekker om met julle te gesels, ek het nou meer gebabbel as julle, maar dis inspirerende onderwerpe en ek voel ons bou momentum op, hierdie sneeubal word al hoe groter en daar's nie 'n groter motivering daarvoor nie. Ek sê vir julle twee baie dankie, dis heerlik gewees, ons praat oor 'n week. Wederom. Dankie Steve.